Hallo, welkom weer so by Farmboek. Okay, waantjies. Nu jou beeste rondsleep en kere gaan skape, daai tipe van goeders. By my Nick trailers. Nick gaan ons bietjie verduidelik. Goed lyk vir my lekker ordentlik gebou. So kom ons vind tyd. Nick, hoe gaan dit? Lekker André, goeiemôre. Goed met jou. Nee, wat aan die gang, aan die gang. Welkom hier by ons. Dankie. Sê gou 'n bietjie vir my. Trailers. Ek sien hierdie goedjies lyk vir my nogal heel sturdy gebou, ordentlik, die tipe van dinge. Vertel my gou 'n bietjie, hoe lank is jy al in die bedryf? Wat doen julle? Eers André 20 jaar. Jy sien mos hoe grys is my hare. Lyk my trailers is nie maklik nie. Dit is baie maklik as jy dit reg doen. Nee, uitstekend. Sê vir my, wat is jou basiese beginsel rondom hierdie goed as jy hulle nou begin bou? Hoekom gaan hierdie ding nou nie, ek wil sê na jaar 3 het mekaar uitval nie? Okay, André, daar's 'n paar goeders wat ons anders doen. Ek wil net korrigeer, ons bou nie trailers nie, ons vervaardig trailers. Dit maak 'n groot verskil. Okay, kom ek wys jou hier as jy nou hiernatoe kyk. Jy sal hoor as ek op hierdie ding tik. Die klanke op die tralies verskil. So in die geval sal jy sien dat die boonste ene is die styfste. Jy sal saam met my stem. Ja. Okay, nou kom ek verduidelik jou net 'n beginsel. Wanneer jy 'n trailer het en dis sy bak, my hand, en ek sit 'n as onder en ek sit gewig om, dan wil die spanning die waar om sy as buig. Jy met my. Dit maak baie sin, ja. Goed. Nou wat ons doen is ons vat hom en ons doen hom andersom, laat jou bak onder hol is, laat hy soos 'n veer lyk. Dan sit ons die rolbaars op en ons span die horisontale lyn. So my gewig word in die struktuur gedra. Hy word nie gedra onder op die onderstel. So my hele raamwerk wat soos 'n veer lyk, kan veer en hy kan daai gewig dra bo-in. Want wat ek jou gewys het daar met die ene wat die styfste was. My rolbaars wil uiteraard van die saak weerskante toe gaan as my bak wil buig om die as te. Is jy met? Yes, 100. Okay, en daai een ouetjie wat die styfste was, wat ons daarbo gehoor het. Hy sê ouetjie wat dan met ander woorde al die gewig op die bak dra want hy hou die rolbaars bo te mekaar. Is jy met my? Right. 100. Okay. Dit is ek is net besig om te probeer dink hoe lank het julle gevat om dit uit te figure dat dit so werk. Ja, dit het ons so 'n week gevat, maar nou. Nick is skerp. Okay. André, so wat nou gebeur is, hierdie waans se chassis is flexible. Ons het almal 'n trok al gesien as hy deur 'n voorry dan twist hy so. Nou die waans is so gebou wat ons dit noem is 'n leerraam onderstel. Nou wat gebeur is, wanneer die wa begin werk en hy het vrag, dan twist hy. En dan gaan daai pype wat nou aan die bokant so rond was en aan die voorkante wat ons sien, hulle gaan letterlik 'n aks buig. En wanneer hy buig en die wa word ouer, dan gaan jy kry dat 24 pype die gewig gaan dra in plaas van daai enetjie. Dit maak baie sin. So dis die konsep. Ek kan omstap vooroor, dan kan ek jou wys. Asseblief, wat ons om daar. Stap gou so. Wat ons om haar omvat, ons sal nou 'n bietjie net na die aesthetics kyk. Ons is nou by die fundamentele gedeeltes besig van hierdie wa. So André, wat ek jou wil wys, jy sal sien hierdie plaatjie is so hol gebuig. As jy hom nou mooi Ja, ek sien hy loop so met 'n, ek weet nie of julle mooi kan sien daar nie, maar hy loop so 'n bietjie, hy's hol daar. Ek sou nou gedink dis nie daai pyp wat hom uitdruk. Ja, nee, hy's nie verkeerd gebou nie. Wat jy daar sien is 'n driehoek. En daai wat jy sien wat hy so hol buig is die spanning wat in die struktuur is. So daar kan jy nou visueel sien. Nou baie ouens dink hierdie eystertjie is daar om 'n versterking op die hoek te bring. Maar in wese is dit maar net vir ons om te sien of daar spanning in die tralies is. Okay, ek is met jou. So hierdie ding was opgewees, as ek dit nou reg is toe jy hom gebou het die dag. Daai ouetjie was reguit, hy was opgewees en hy was daar. Yes. En agterna het julle nou daai om styf getrek daar aan die bokant en hom vasgeweld. Ja. En omdat daai, dan weet julle nou okay nee, daar is spanning in die tralies daarbo. En agterna het julle hierdie kom insit, daai pype. Daar's hy. So dis nie Okay. So die dinamika daarin lê in die spanning wat hom hol hou en jou bak werk soos 'n veer laat reageer en hy kan dan al die skokke absorbeer want hy ry rustig en sag. En die beginsel is hoe ouer hy raak en hoe meer ryper hy raak, hoe papper raak hy, hoe beter kan ons die vibrasie absorbeer. Want 'n veer wat papper is kan tog beter hanteer as een wat styf is. Ons dis so skoene wat ingeloop word. Ja, sy. Of soos 'n 2.4 diesel wat die ouens in verlede het hulle mos 'n sak kunsmis agterop gery want sy vere was te styf. Onthou jy dit? ek onthou daai besigheid. Okay, en dan net in teenstelling, as jy nou 'n rigiede onderstel het wat baie vervaardigers doen,
Wat dan gebeur is, wanneer die wa oud word, word hy al hoe papper. En dan begin hierdie pype een na die ander een afbreek en dis die beginsel. Dan begin hulle dan. En sê vir my, die enige spesiale welding wat jy gebruik en die materiaal wat jy gebruik? Ja, ons gebruik 'n tipe staal wat hulle noem 355. Nou hy het 'n unieke eienskap dat hy soos 'n toffie, hy kan buig, hy het meer koper in. Met ander woorde, hy kan bly meegee en hy's sag. En dis wat ons wil hê, ons wil nie 'n harde tipe metaal hê nie. En dan swys ons hom ook, dis maar CO2 en ons gebruik net 'n ander tipe rot sodat my smeltpoel en my swyslaste 'n bietjie koeler is. Ons ken almal daai ding waar as jy hom swys dan breek hy nou langsam. Ja, dit is mos nou presies daai gedeelte. Dit sê ek het al gesê hoekom maak hulle nie al die goed van welding nie. Ja, einste. Goed en dis maar basies die konsep, maar wat goed is van 355 is dit maak jou wa ligter. Dis 'n ligter metaal as kom ons sê die gewone sagte staal of B-graad stale wat so algemeen is. Nou wat dit ook doen is as die wa dan ligter is en dit gee